Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 27 Augustus en Koffiekuier 877. Nou, julle sal die tyd weet, ons sluit aan by ons andersom preekreeks in die gemeente, waar ons sê, in God se koninkryk werk dinge andersom, of daar's andersomme op die tafel. En dit sluit natuurlik aan by Jesus se saligsprekinge, waarvan ons lees in Matteus 5, daarvan die 3de vers af tot en met vers 12 toe. Nou, afgelope Sondag het ons gekyk na Matteus 5 vers 8, wat sê, geseënd is die wat rein van hart is, of dan is soos wat die 2020 vertaling dit vertaal, geseënd is die wat suiwer van hart is, want, sê Jesus dan, hulle sal God sien. Nou, ons kan nou 'n klomp goed oor hierdie waarheid sê, van wat beteken die hart. Dit is natuurlik die sentrum van ons hele menswees, nie net die pomp wat hier binne in jou hart is nie, in jou borskas is nie. Wat beteken 'n rein hart? Dit beteken 'n hart wat gefokus is net op God. Wat beteken dit om God te sien? Maar ek wil eintlik net twee van die, kom ons sê maar stories, wat ek Sondag in die Kuierkerk by die erediens gedeel het, wil ek vanoggend met jou deel, en ek glo dat dit vir jou iets gaan sê van die waarheid en die implikasies van hierdie saligspreking ook op my en jou lewe. Die eerste verhaaltjie wat ek wil vertel is die ou storieetjie van die seentjie wat van die Sondagskool af by die huis gekom het. En toe hy nou by die huis kom, toe vra hy sy ma vir hom nou, Boeta, wat het julle by die Sondagskool geleer vanoggend? En hy sê toe vir sy ma, mamma, die tannie het gesê dat 'n mens se hart so groot soos jou vuis is, ongeveer. Is dit reg so, mamma? En die ma natuurlik sê toe, ja my kind, jou Sondagskool tannie is slim, sy weet van baie dinge af, en dit is so, 'n mens se hart is omtrent so groot soos jou vuis. So sit die ouetjie so bietjie daar om die kombuistafel en hy dink, terwyl hy dink, sê sy maar vir hom, maar Boeta, is daar nog goed wat die tannie vir julle geleer het? Het sy net oor die hart gepraat? Hy sê, nee mamma, die tannie het ook vir ons vertel dat ons vir Jesus in ons harte moet innooi. Is dit so, mamma? En weer sê die ma, ja my kind, jou Sondagskool tannie is baie slim, dis waar, ons moet vir Jesus in ons harte innooi. En hy sit so rukkie stil, nou kyk hy na sy vuis, en hy dink so bietjie daaroor na, en hy sê vir mamma, maar as ons dan vir Jesus in ons harte innooi, dan gaan hy mos uitsteek teen die kante. Nou vriende, dis vir my so 'n stukkie baie mooi verhaal van die naïwiteit van 'n kind wat sê, iewers is Jesus mos groter as ons harte. En as hy dan nou inkom, hy gaan teen die kante uitsteek. En dis die punt waarvan Jesus hier praat. Wanneer ons God die fokus van ons totale menswees maak, dan moet Christus al hoe meer sigbaar word in ons lewens, né? Dan moet hy by wyse van die verhaaltjie teen die kante uitsteek, sodat mense na ons kan kyk en ook vir God kan sien in ons lewens. Die tweede verhaaltjie wat ek met julle wil deel, is 'n grappietjie eintlik, wat aansluit hierby, van die tannie wat in die winkel uitkom met haar redeniersware sakkie, sê maar die Spar of die Shoprite, en sy kom al by haar motor, en toe sy nou die sleutels soek te ontdek, sy het haar sleutels binne in die kar toegesluit. Baie van ons het dit ons nou ook al oorgekom, né? Nou staan sy diepgelowige mens daar en dink maar, hoe gaan sy nou maak? En sy bid, sy sê, Here, stuur asseblief iemand wat vir my kan help om hierdie kar oop te maak met die sleutels wat aan die binnekant is. Net daai tyd kom stap daar ou verby, vol tatoeëermerke en oorbelle en neusringe en al daai goed. En sy sê vir hom, jong man, kan jy dalk vir my help? My sleutels het ek in die kar toegesluit. En die ou sê, vat dan nie enige tyd, ek maak vir jou 'n plan. Hy het so 'n stuk draad wat hy daar uit sy broeksak uithaal, buig hom reg, goep daar deur die venster, kar is oop, het dan nie die sleutels. En weer, omdat sy gelowig is, bid sy sommer so hardop en sê, ag Here, dankie dat u tog hierdie jong man op my pad gestuur het, hierdie goeie man wat vir my gehelp het om my kar oop te kry. En die ou sê vir tannie, net so oomblik, ek is nie 'n goeie jong man nie. Ek kom nou uit die tronk uit, waar ek 5 jaar gesit het vir motordiefstal. En spontaan sê die tannie, ag Here, en dankie dat u tog vir my 'n professionele persoon gestuur het om my te help. Nou vriende, hierdie twee verhaaltjies vertel vir my iets van hoe ek en jy met gefokuste harte, met 'n lewe wat gefokus is op God, kan leef. Aan die een kant die klein seentjie wat sê, Jesus moet by ons harte uitsteek. Dis die waarheid, dis die roeping, dis die uitnodiging wat ek en jy het. As kinders van God,
as disippels van die Here Jesus so leef dat hy in ons lewe sigbaar word op alle maniere. Maar dan ook die verhaaltjie, die storieetjie van die tannie, wat sê, wanneer ons so op God gefokus is, wanneer ons so hom eerste stel in ons lewens, dan sien ons selfs in die verkeerde goed, in die ongewone van 'n motordief, sien ons raak dat die Here met ons op pad is. My vraag vanoggend is, hoe kyk ek en jy? Is ons mense wat sy hele wese, sy hele menswese ingesteldheid daarop is om te sê, ons wil God raak sien, ons wil net op hom fokus, ons wil net doen wat hy met ons mee besig is. En dan die daarmee saam, wanneer dit gebeur, sal ons al meer en al meer van Jesus in ons lewens sien sigbaar word. Wat beteken dit nou vir my en jou lewe? Jy weet met wie jy in 'n verhouding is, jy weet met wie jy pad loop, jy weet wie die mense is wat na jou kyk en dan nou vir Jesus sien uitsteek teen kant, of dalk nie sien uitsteek nie. En my gebed, my uitnodiging vanmôre is, dat ek en jy regtig ook sal hoor wat Jesus hier sê. Wanneer ons so gefokus op God leef, dan sien ons hom raak, sien ander mense hom in ons raak, en dan is ons werklik gelukkig. Dan is ons geseëndes, so na sy hart. Mag ek en jy dit altyd onthou, vriende, ja, God nooi ons uit, hy trek ons nader, hy seën ons, hy maak ons sy kinders, hy laat ons hom sien, maar dan deur ons vra hy ook, leef so dat ander my ook kan raak sien. Kom ons vra dat die Here vir ons hiermee sal help. Heilige Gees, wanneer ons vanoggend stil word en nadink oor hoe ons na U kyk, en hoe ons harte toewy aan U met onverdeelde trou, hoe ons gefokus is op dit wat U mee besig is in ons lewens, met ons hele menswees, ons denke, ons dade, ons woorde, ons emosies, alles, plaas ons na U toe, Here. En dan hierdie wonderlike belofte, dat ons U sal raak sien. En daarom my gebed, Here Jesus, dat U ook vir ons deur die Gees sal help om elke dag so te leef, dat ons as ware vra, maar hoe steek Jesus teen die kante van ons hart uit? Hoe word U sigbaar ook in die manier waarop ons bestuur, in ons geselskap rondom 'n braaivleisvuur? Hoe raak U sigbaar daar waar ons by die werk is, of waar ons vra ons vriende en familie kuier? Hoe, Here, kan ander U in ons sien? Gee dat ons altyd daarna sal streef, om so te lewe, dat U liefde en U genade inderdaad in ons lewens sigbaar word. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder. By ons is die wind rof aan die waai, en as die weerprofete reg is, gaan ons môre nogal koud kry met 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 9 grade. Maar wanneer ons God sien, wanneer Jesus by wyse van spreke by ons hart uitsteek, dan kan die wind en die weer en die koue maar kom. Ons leef in sy teenwoordigheid. Mag jy 'n mooi week verder hê. Ons gesels DV Vrydagoggend weer verder oor die volgende saligspreking, wat natuurlik gaan oor die vredemakers van hierdie lewe. Mooi loop en 'n lekker dag vir jou.